Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens. As jy nou gevoel het of ons lank hier buite staan, my klein hondjie het uitgekom en hy wil niemand kry hom gevang nie. So dit is nou 'n storie hier buite gewees. Geliefdes, dit is vir my heerlik om vanoggend hier saam met julle te wees. Ek dink ek moet net vanoggend begin deur om te sê ek sien hier's 'n paar gesigte wat nou nie hier is nie. Hulle het so hard gewerk by die bazaar, hulle het sekerlik verslaap. Maar ek sê dit nou op 'n grappende wyse, want ek wil vanoggend vir u sê, baie dankie, want ek sien ook baie gesigte vanoggend hier, wat gister baie hard gewerk het. En ek wil vir julle net sê, ek is so trots op hierdie gemeente. Ek het so gisteraand het ek 'n kompliment gekry, wat net gesê het, as daar een ding is wat vir die mense uitgestaan het oor ons bazaar, is dit die vreugde wat in die gemeente teenwoordig is. Hulle kon sien dat ons is 'n gemeente wat vir mekaar lief is. En dis 'n groot kompliment. En as ons bazaar so kan hou, dan gaan dit nie net oor fondsinsameling nie, dan gaan dit oor die Here. Weet, baie keer kan mens fondse insamel met die angs om te oorleef, maar nie hier nie. En so as ek vinnig net kan sê, die curry en rys het uitverkoop. Pap en kuiings uitverkoop. Die corn dogs uitverkoop. Die vleis is byna uitverkoop. Daar's so 3 kratte maalvleis oor. Daar is die worsbroodjies, daar was 2 oor, maar ons kan maar sê dis uitverkoop want iemand het dit geëet. En dan is daar al die ander tafels, die koekietafel is uitverkoop. Die pannekoeke het so oor die 1000 pannekoeke verkoop. Het ek gesê vetkoek maalvleis, nee, hulle het uitverkoop, curry en rys uit, amper almal het uitverkoop. En so ons kan net vandag sê, wat 'n suksesvolle en mooi bazaar. Ekskuus? En die pudding. Ek was so trots op daai puddingtafel. Die puddingtafel, mag ek sê, hulle het dit klaar bygetel, die puddingtafel het byna R5000 gemaak. Is dit nie wonderlik nie? Vir 'n puddingtafel. Nee, ons kan met sekerheid sê, ons is baie trots op ons gemeente. Geliefdes, vanoggend het ons weer die geleentheid om saam 'n kinderdiens te hou. En ons gaan vanoggend weer saam die Here aanbid op 'n kinderlike wyse. Ek hoop julle almal het julle papiertjies gekry. Ek weet dit is so geskarrel, maar hou daai papier naby, dit gaan belangrik word. Geliefdes, kom ons groet vanoggend Here, maar kom ons bid net eers vir die wat deur 'n swaar en moeilike tyd gaan. Ons bid steeds vir Tannie Frikkie van Staden, vir ou Japie van der Berg. Hulle was gister by die bazaar, maar ek kon sien dat hy is maar siek. En ons bid vir oom Japie, hulle is hier so vanoggend. Daar sit oom Japie, ons bid vir oom. Ons dink aan oom in hierdie moeilike tyd. En dan ook Gert Kreer, ons bid vir Gert Kreer, vir oom Dani Cornelius, ons bid ook vir hom, vir Tannie Frikkie, daar sê ek 2 keer Tannie Frikkie van Staden, ekskuus. So ons bid vir die mense, en geliefdes, ek dink sommer iemand wat ons nou nie op die lysie het nie, wat ook vanoggend hier is Tannie Bets wat daar agter sit, Tannie Bets van der Walt, sy gaan ook deur 'n moeilike tyd, haar asem is maar kort. Tannie, ons bid ook vir Tannie vanoggend. Kom ons raak stil, geliefdes, voor die Here, en dan bid ons vir hierdie mense. Heilige Here en Skepper God, ons nader U Here in nederigheid en afhanklikheid. Ons wil vir U vra, Here, om by die mense te wees wat swaar kry, wat siek is en wat ly. Ons het deur hierdie jaar al reeds gesien, Here, hoe baie mense siek geraak het. Ons het ook 'n klompie sterftes al gehad in die gemeente. Ons sien, Here, in ons wêreld dat daar is seer. Maar daar is net een hoop vir ons. En dit is Jesus Christus. Want U kruisdood gee vir ons die sekerheid dat geen siekheid, geen swaar kry, geen lyding is te veel nie. Want daar is altyd opstanding wat volg. U leer ons, dat maak nie saak hoe siek ons word nie. U help ons, U gee ons krag om op te staan. Dit is waarvoor ons bid vanoggend, Here,
daarvoor vra ons in nederigheid. Help ons, Here, lei ons, dra ons, versorg ons en bou ons weer op. Ek bid dit so in die naam van Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen. Kom ons groet volgende Here met 'n blye hart, met vreugde. Kom ons sing saam lied 543. Ons sing vers 1. Here Jesus, ek is klein. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, so sê die Here, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, en ook so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Die Here het ons nou gegroet vanoggend. Hy het vir ons ook môre kom sê, as die Here vir ons kom groet, wat bring dit in jou hart op? Is dit nie vreugde nie, is dit nie lof nie? Kom ons sing tot lof en eer van die Here. Kom ons loof hom dat hy hier by ons is. Ons sing saam lied 547, verse 1 en vers 3, alle volke. Klap julle hande. Geliefde broers en susters, wie kan vanoggend hier sê dat ons het geen sonde nie? Baie keer dan doen ons dinge wat die Here nie van hou nie. Die Here gee vir ons 'n wet. Hy sê vir ons, hy vra van ons om goeders te doen wat hy van hou. Daarom sê Jesus vir ons in Markus 12 vanaf vers 28 tot 31 die volgende. Ons hoor dat die Bybel vir ons die volgende sê. En een van hulle, 'n skrifgeleerde, het hulle gehoor redeneer en het nader gekom. Toe het hy gesien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here jou God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. En die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Hierdie is die dinge wat die Here van ons vra. Hy vra en verwag van ons liefde,
Nou, ons weet hoe sondig ons is. Ons weet ons doen sonde en daarom moet ons dit erken. Die Here sê, as ons ons sonde bely, sal hy genadig wees. Kom ons erken ons sonde dan vanoggend en ons sing saam lied 518. Voel jy soms of die Here te ver is? Ons het sopas erken dat ons baie keer voor die Here staan en sê dat ons is skuldig. Soms twyfel ons, soms doen ons dinge wat die Here nie van hou nie. Maar die Here verseker ons dat Jesus Christus die regverdige ons voorspraak is by die Vader. Almal wat vrygespreek is, moet hulle geloof bely. Al wat die Here vra is dat ons moet glo en daardeur word ons gered. Daarom kom ons bely dan ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou dat ons geloof bely het, kom ons sing van die genade wat die Here vir ons gee. Ons sing saam met lied 510, vers 1 en vers 4, genade onbeskryflik groot.
Geliefdes, net soos u daar sit, kom ons raak dan stil voor die Here en dan bid ons net saam. Kom ons sluit die oë. Heilige Here, Skepper God, dankie Here dat u ons eerste lief gehad het, dat u ons kom red het. Maar Here, baie keer dan moet ons vra, ons is nie altyd seker nie. Hoe moet ons in die hemel kom? Hoe kan ons daar by u uitkom, Here? Ons wonder hierdie dinge, want ons het u ook baie lief. En ons wil graag by u wees. Wil u nie asseblief vanoggend vir ons kom leer nie? Kom wys vir ons vanoggend, Here, hoe kan ons ook by u uitkom? Here, ons is maar ook net mense met baie foute en sondes. Ons weet nie of ons eintlik in die hemel pas nie. Kom wys vir ons, Here, hoe ons dit kan regkry. Want alleen u kan dit doen. U woord, die Bybel, Here, gee vir ons daardie antwoorde. Praat nou met u kinders, Here. Ons luister met 'n oop hart. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit Hebreërs 10. Hebreërs 10 vanaf vers 19 tot 24. En die gedeelte, geliefdes, klink soos volg. Dit sê: Broers en susters, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op die weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofssekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggaam is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Tot sover ons skriflesing dan vanoggend. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is, want dan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Nou ja, mag ek weer vanoggend daaronder by julle kom staan? Amper gaan die toga saam. Daar is ons op papier. Baie welkom julle. Dit is vir my lekker om weer saam met julle te wees. Nou vanoggend is daar vir ons 'n vraag. Die vraag is die volgende: hoe kan ek hemel toe gaan? Ek het nie gedink ek gaan die antwoord. As hulle reg antwoord, kan ons almal nou huis toe gaan. Is dit reg? Kom ons hoor, wie kan vir my sê? Ja? Dat liewe Jesus by jou kuier, ja? Hierso. Om nie sondes te doen nie, ja, en jy? Om elke dag te bid, Luke? Okay, julle kan maar huis toe gaan. Geseënde dag, kom ek gaan die seën uitspreek. Ek gaan vir julle vanoggend leer hoe ons hemel toe kan gaan met iets so eenvoudig soos 'n stuk papier. Iets wat julle vir ewig sal kan onthou. Ek sien my seun is gretig, hy het klaar hierdie ding gesien. Hy wil dit sommer klaar doen. Geliefdes, ek wil nou vir julle begin om te vra. As ons sê ons wil hemel toe gaan, wat beteken dit as ons dit sê?
Baie keer dan dink ons by onsself, ons bedoel, ons wil na daardie plek toe gaan met die goue strate en daar waar sal selfs die straatligte is van goud gemaak. Dit is baie keer wat mense aan dink, of klein baba engeltjies wat rond daar met 'n harp speel, nee. Maar ek dink nie noodwendig dit is waarvan ons praat nie. Wat is die belangrikste deel van die hemel? Wat is die belangrikste deel van die hemel? Ja? Om by Jesus te wees. Wat 'n mooi antwoord. Die belangrikste deel is om by Jesus te wees. As ek byvoorbeeld gaan en ek sê vir julle, ek wil huis toe gaan, né? En ek gaan na 'n huis toe wat leeg is en daar's niemand daar nie. Is dit lekker? Nee. Baie keer as ons wil sê ons wil huis toe gaan, dan wil ons na mamma en pappa toe gaan, nê? Eintlik. Ek dink dit is wat ons bedoel as ons daarvan praat en ons sê ons wil hemel toe gaan. Dis eintlik om te sê ek wil na God toe gaan. Maar God is heilig en groot. Hoe kan ons na God toe gaan? Nou, in Genesis 11 leer ons dat baie jare terug het mense probeer om by God uit te kom. En hulle het, ek wil hê almal van julle, die hele gemeente saam, moet vir my die papier so in 'n silinder draai. Wys vir my julle silinders. Ag, dis nou mooi. In Genesis 11 lees ons dat mense het probeer om 'n toring te bou, wat hulle noem die toring van Babel. Hulle het gedink as hulle bakstene pak en 'n groot toring bou, dan gaan hulle by die hemel uitkom. Maar as jy nou jou hand so vashou, as jy hom nou so vashou, dan wil ek vir jou sê, as jou hand nie op hom is nie, wat gaan gebeur? Kom ons kyk gou. Kom ons kyk almal, julle torings in die lug. Torings in die lug. Laat hom gaan. Hy kan nie bly staan nie, nê? Hy kan nie bly staan nie. En so is dit ook wat gebeur het in Genesis 11. As die Here sy hand nie oor ietsie het nie, as die Here nie dit iets vashou nie, dan gaan dinge net nie werk nie. So een ding wat ons kan sê is, ons kan nie 'n toring bou tot by die hemel nie, nê? Ons kan nie 'n toring bou om na God toe te gaan nie. Dit het ons geleer. 'n Paar jaar later na dit, het Moses gekom. En Moses het die Israeliete uit slawerny bevry, nê? Hulle was slawe gewees en God het vir Moses die werk gegee en hulle was in die woestyn. En God het gesê, daar gaan 'n plek wees waar julle na my toe kan kom. Ek wil hê julle moet vir my hom so vou. Vou hom vir my so dwars. Net so. En hierdie plek se naam was die tabernakel. Die tabernakel. Sê 'n bietjie, wie kan vir my sê tabernakel hiervoor? Sê tabernakel. Snaakse woord, nê? Tabernakel. En in hierdie tabernakel was daar 'n klein kamertjie met 'n groot gordyn voor en God het gesê, ek is agter daardie gordyn. Die probleem daarmee is dat net een persoon, die hoëpriester, en net een keer 'n jaar kon hulle daar ingaan. En dit beteken dat dit was eintlik bitterlik moeilik. Ek en jy sou nie na God toe kan gaan deur die tabernakel nie. Maak dit vir julle sin? So
Dis hoekom ons nie vandag meer in ons kerke iets soos 'n tabernakel het nie, want jy kan nie na God toe gaan daardeur nie. So hoe moet ons dan nou by God uitkom? Nou dalk as ons in 'n huis groot word, vou vir my om weer dwars, maar vou hom hier aan die kant waar die flappie oop is, hoor. Vou hom vir my so. Hierso waar die flappie is, vou hom vir my mooi toe dat hy lyk soos 'n huisie. Ja. Dat hy nou so lyk. Wys vir my julle huisies, almal baie mooi. Laat tannie Melanie julle help as julle nie regkom nie. Die vraag is, almal se huisies gevou. OK. Die vraag is, dalk as ons mooi leef, as ons wegbly van sondes af, as ons huis, ons mamma en pappa se huis, die huis waarin ons groot word, ons leer hoe om 'n Christen te wees. Sê as ons in 'n Christelike huis groot word, dan vra ek, kan dit ons by God uitbring? Nee. Hoekom nie? Wie wil vir my sê hoekom nie? Hoekom nie? Ja? Want 'n huis is net bakstene, baie mooi. Dis 'n baie oulike antwoord. Iemand anders wat ook vir my wil sê, hoekom kan jou huishouding, dinge wat mamma, pappa jou leer, om nie sonde te doen nie, hoekom gaan dit jou nie in die hemel bring nie? Hoekom? Ja? Jy moet Bybel lees en bid ook. Kom ek sê vir julle hoekom. Want ons is maar sondige mense. Daar's niemand wat in enige huis gebly het, nog ooit wat nie sonde gedoen het nie. Almal van ons doen sonde. Dis deel van die dinge wat 'n mens doen. So ons kan nie ons huis gebruik om ons te red nie. OK. Volgende ding is, om vir julle dan nou te vra, vou hom vir my hier by die oop kant, vou hom vir my so agtertoe. Reg. Nee, binnekant toe, ander kant toe. Ander kant toe. Sodat hy mooi glad is aan die buitekant. Vou vir my so mooi toe, dat hy glad is aan die buitekant. Soos wat lyk hierdie vir julle? Nee, nog nie 'n vliegtuig nie. Soos wat lyk dit? Lyk dit nie vir julle amper soos 'n kerk nie? Lyk amper soos 'n kerk, nee. Nou, Dominee Jean kan hier voor staan en baie woorde gebruik en baie keer preek en baie dinge sê en ons kan baie liedjies sing, maar nou wil ek julle vra, kan die kerk jou in die hemel kry? Dink jy so? Jy leer van God, maar die kerk kan jou nie in die hemel kry nie. Nee, want die kerk leer jou baie dinge van God, maar dit beteken nie jy gaan nie die dinge reg kry nie, nee. Dit beteken nie ons kan altyd die dinge reg kry wat ons leer by die kerk nie, is ek reg? Baie keer selfs al ry ons hier buite uit, as ons hier uitry, dan doen ons ook weer sonde, nee. Ons doen maar nog steeds sonde. Daarom julle, is daar net nog 1 of 2 opsies vir ons oor. Vou vir my mooi, en nou kan julle vir my 'n jet vou. Al die seuns is opgewonde hieroor. Gemeente, laat ek sien hoe lyk julle vliegtuigies. Wys vir my julle vliegtuigies. Wys vir my julle vliegtuigies. Hey, as jy nog nooit geweet het hoe om 'n vliegtuigie te vou nie, nou weet jy. Nou weet jy. So as nee, jy gaan nie die ding reg kry so nie. OK. Ons kan dan
Wie van julle dink ons kan vlieg met 'n vliegtuig hemel toe? Né? Okay, wie wil vir my toets? Wie wil vlieg? Okay, moenie te ver gooi nie, anders gaan dit gaan haal. Daar's hy. Okay. Gooi vir my in. Ek check nie daar. Okay, vat gegooi julle vliegtuigies terug. Nie almal nie, nie almal nie. Nie een van hierdie vliegtuigies het in die hemel uitgekom nie, nê. Ons kan nie vlieg hemel toe nie, nee. Met 'n vliegtuig kan ons nie vlieg hemel toe nie. Want die hemel is nie nou eintlik daarbo nie, nê. Dis nie soos wat ons dink nie, want wat is daarbo? Planete en sterre. So dis moeilik, nee. Ons kan nie sê ons kan vlieg daartoe nie. En baie keer selfs vliegtye breek. Selfs vliegtye breek. So ek wil nou hê julle moet hom vir my weer so toevou. Né? Vir my weer so. Dis nie julle daai lyntjie. Die lyntjie wat hier so nou is met jou vliegtuigie. Skeer hom vir my op daai lyntjie af. Skeer hom vir my so op daai lyntjie af. Beter. Okay, is julle reg? Vou hom vir my oop. Wat het julle daar? Wys my gemeente. Nee, wag jy. Vou hom net vir my oop. Dink julle as ons 'n vuurpyl, 'n rocket kon vat, dink julle ons sou Dink julle ons sou hemel toe kon vlieg met 'n rocket? Nee, ons sou nie. Wys vir my gemeente, wys vir my julle rockets. Okay. Ek wil hê, okay, kom ons raak gestil julle hier voor. Kom ons raak stil. Nou moet julle vir my mooi luister. Ons het nou baie dinge gehoor van hoe ons nie in die hemel kan kom nie, nê. Ek wil julle nou vertel van hoe ons in die hemel kan kom. Die skrywer van die Hebreërsbrief wat ons vanoggend saam gelees het, sê vir ons dat daar is net een manier om by die heiligdom in te gaan, om by God uit te kom. Agter daardie tent, daar in die voorhangsel, agter die voorhangsel, die groot mense sal weet waarvan ek praat. Daar's net een manier. En dit is deur die bloed van Jesus Christus. Sien, as jy hom nou oopvou vir my, wys my julle kruise. Baie mooi. Kan jy my kruis hê? Ek wil vir julle vanoggend sê, baie mense dink hulle kan in die hemel kom op 'n of ander manier. Mense dink dat as hulle na hulle huise toe gaan, as hulle in hulle huise op 'n sekere manier leef, as jy mooi en reg leef en jy doen alles wat perfek is, dan kan jy in die hemel kom, dan kan jy by God uitkom, maar dit help nie. Daar's net een ding wat jou in die hemel kan kry. En dit is niks wat jy doen nie. Niks wat julle doen, hoor julle vir my hier. Niks wat julle doen, kan julle in die hemel kry nie. Daar's net een ding. Net een ding wat ons by God uitbring. En dit is wat Christus, wat Jesus vir ons gedoen het. Hoor weer, hoor gou mooi, hoor weer. Niks wat ek doen kan my in die hemel kry nie. Net dit wat hy vir my gedoen het, kan my in die hemel kry. Wil julle dit saam met my sê? Sê gou saam met my. Niks wat ek kan doen. Kom ons hoor, sê dit hardop.
kan my in die hemel kry nie. Dit is net wat hy gedoen het aan die kruis wat my in die hemel kan kry. Dit is 'n belangrike ding om te onthou. En groot mense, ek praat met julle ook. Julle wat dink julle is so groot. Hoe hard werk julle nie? Hoeveel dinge het julle nie al gebou nie? Hoeveel vuurpyle in julle lewe het julle nie al gemaak nie? Hoeveel vuurpyle het jy nie al probeer opskiet na die hemel toe nie? Hoeveel keer het jy nie al probeer verdien om by God uit te kom nie? Hoeveel keer het jy nie al in sak en as gedink, o, die Here gaan my nie aanvaar nie? Dalk moet jy vandag net besef, dat daar is niks wat jy kan doen nie, wat jou in die hemel kan kry nie. Al wat jy moet doen, in jou lewe, is net glo. Net glo dat dit wat Jesus Christus vir jou gedoen het, is genoeg. As jy dit glo, want jy nie 'n vliegtyg, 'n vuurpyl, 'n huis, 'n kerk, of selfs 'n tabernakel nodig, om jou in die hemel te kry nie. Ja, 'n Christelike huis is mooi en goed. Dit leer jou hoe om te lewe. Ja, die kerk is mooi en goed, en daar is jy net so, ek so trots op daai antwoord. Die kerk kan jou baie help. Die kerk gee vir jou 'n manier, gee vir jou rigting in die lewe, dit stuur vir jou op 'n pad. Maar net een ding kan jou by God uitbring. En dit is die bloed van Jesus Christus, ons Here. As jy daarin glo, daaraan vashou, dan mag jy met vrymoedigheid na God toe gaan. Dink vir 'n oomblik so daaraan. Dink gou so daaraan. Deur Jesus Christus se bloed, deur dit wat hy gedoen het, kan jy met vrymoedigheid na die God toe gaan wat die grond waarop jy loop gemaak het. Die God wat die lig daar blou laat skyn en die son laat ontstaan het, die een wat die sterre en die maan gemaak het. Die een wat die klop in jou hart laat klop, die een wat die longe laat werk, die een wat die bloed deur jou vate laat vloei, die God wat in jou woon, daardie God het jy vrye toegang toe. Omdat Jesus Christus aan die kruis vir jou gesterf het. Hierdie gaan 'n interessante vraag wees. Kom ons hoor. Ja, hoor nou hierdie slim woorde. Ek dog die Heilige Gees bly in jou hart. Ja, seun, God is die Heilige Gees. God is die Vader en die Seun en hy is die Heilige Gees. En God die Heilige Gees, ja, hy bly in jou hart. Hoe mooi is dit? Daarom, geliefdes, moenie twyfel oor die redding nie. Want dit is nie in jou hande nie. Dit was nog nooit. Nie dink jy kan hemel toe vlieg nie. Nee. Los die reddingswerk in die hande van die Here en vertrou op die kruis van Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons Here, ons baie dinge wat ons al probeer het, Here, om in die hemel te probeer kom, om by U uit te kom. Maar ons hoor dat U alleen het die weg gebaan. U het vir ons die pad kom wys. En daardie pad is by die kruis. Niks wat ons doen kan ons by U uitbring nie. Maak nie saak hoe hard ons probeer nie. Net die kruis van Jesus, net U kruis, Here, kan ons red. Net U kruis
kan ons nader aan U bring. Net U kruis, Here, kan ons hemel toe neem. Ons glo daarin, Here, met ons hele hart. Ons is oortuig daarvan, dat die kruis op Golgotha, dat die bloed wat gevloei het, dat Jesus Christus ons gered het. Daarom kan ons net voor U staan en sê dankie. En ons weet, Here, dat eendag sal U terugkom. En as U weer kom, dan kom U om U kinders te kom haal. Nie oor iets wat ek gedoen het nie, maar alleen omdat U aan die kruis vir my gesterf het. Ons aanbid U, Here, en ons loof U naam, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, kom ons groet volgende Here met 'n blye hart. Ons sing saam uit lied 599, as hy weer kom, kom haal hy sy kinders. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Geliefdes, net so 'n paar enkele afkondigings voor ons uitmekaar uitgaan. Die verjaarsdag, die 8de Junie, is Engela Senekal. Baie geluk Engela met jou verjaarsdag en ook Kobus Steenkamp. En dan die 9de Junie is Arie Kombring. Baie geluk Arie met jou verjaarsdag. En dan die 10de Sumerie Klaasen, baie geluk met jou verjaarsdag Sumerie. En ook Jaco Potgieter en Mariska Smit. Die 12de is Sunny van Vieren wat verjaar, Janse van Vieren wat verjaar, baie geluk.
En dan die 13de, 'n groot verjaarsdag van die Annetjie Prinsloo daar by Amot, wat 88 jaar oud raak. Wat 'n statige tannie. As julle al ooit vir tannie Annetjie Potgieter gesê, sy is so statige tannie. Geliefdes, hierdie week is aansienlik meer rustig as die ander weke. Ons het net Bybelstudie om 9 uur en dan ook bloedskenk om 1 uur Dinsdag en dan ook die 11de Junie het ons weer immer groen om 9:30. Asseblief woon daardie geleenthede by. Gewoonlik so na die bazaar dan het ek baie afkondigings hier by die verkope. Dan sê ek daar is nog dit en dat en daai te koop. Maar vanoggend het ek nie te veel nie. Nou moet Annetjie my reghelp. Daai kan dalk nou verkeerd wees. Is daar koekies en pastye? Is daar nog 'n paar? Nog 'n bietjie. So gaan koop die laaste bietjie. Wat ook al daaroor is, asseblief, dan kry vir julle 'n paar koekies teen R25 'n pakkie en pastye teen R20. En dan is daar, as jy nou gister uitgemis het, is daar nog maalvleis teen R90 per kilogram. Ek dink daar's net 0,5 kilogramme oor. Asseblief gaan kry vir jou ook in die saal na die erediens. Die verkoop is so week terug het ons bietjie gaan pannekoek verkoop by daardie fees. Ons was maar bietjie bekommerd toe ons daar was. Dit gelyk asof net ek 'n pannekoeke gaan koop. En toe het daar darm 'n paar mense opgedag nader en was bietjie stil geweest, maar op die ou einde van die dag moet ek vir u sê, het ons baie goed gedoen. Ek dink ons het beter gedoen as meeste van die stalletjies daar. Ons het so net onder R4,000 sien, nou nie daar kan sien nie, dis so R3,920 met die pannekoeke wat ons gemaak het by die feesgeleentheid. En dan natuurlik ons bazaar wat so fantasties gedoen het. Asseblief ondersteun ook volgende maand, dan of aan die einde van die maand vir Wyk Horeb wat Carrie en Reis ook gaan verkoop. Ek dink daar's 'n afkondiging nie op nie, wat ek dink baie belangrik is en dit sou verkeerd wees van my om dit nie te noem nie, want anders gaan ek alles opeet. Daar is biltong en droëwors beskikbaar. Sit nou jou bestelling in. Daar's blesbok, biltong en droëwors beskikbaar. Ons wou dit reg gehad het vir die bazaar, maar dit was nie droog genoeg nie. Dit hang nog, maar in hierdie week behoort dit beskikbaar te wees, nee om Charlie, in hierdie week behoort dit beskikbaar te wees. So gaan sommer nou na tannie Annetjie toe, gaan maak jou bestelling vas en gaan kry vir jou lekker blesbok, biltong en droëwors ook in die saal. Wyk Bethlehem skink vir ons tee vanoggend. Mag julle 'n geseënde oggend verder hê. Totsiens vir almal van julle. Ek gaan ongelukkig nie by die teeskink wees nie. Ons het ek moet nou nog ook weer in Potch uitkom. Maar ek hoop julle sal my verskoon. Maar totsiens vir almal van julle. Mag julle 'n wonderlike Sondag verder hê.